with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kom ons buig saam die hoofde. Onse wonderlike Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer eens vanaand hier by mekaar te kan wees, om u woord vir ons tussen ons vingers oop te maak en toe te laat dat u Heilige Gees ons harte aanraak. Here Jesus, as daar iets is wat ons al meer besef, en dit is dat hoe klein ons is en hoe nodig ons u as ons God in ons lewens het. En daarom wil ons weer eens soos elke aand vra, dat u ons sal vashou tydens hierdie studie van die boek Openbaring, dat u ons in 'n baie besonderse wyse sal lei in u volheid en in u krag, en dat u liefde ons sal omvou. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Goed, vanaand kyk ons na die groot stryd tussen die vrou en die draak. 'n Baie interessante lesing, en jy gaan sien weer eens vanaand waar Johannes weer eens die gordyn lig op 'n baie interessante profesie, wat nogal redelik ons lewens beïnvloed en vir ons wys waar ons op trek is, en dat God werklik nog in beheer is van sy kerk. Openbaring 12 vers 1 tot 6, kom ons lees dit saam, en dit sê: 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lank. Nou, Johannes vertel vir ons van 'n vrou, geklee in wit of inteendels met die son beklee, en baie interessant, sy die maan onder haar voete, of anders sy staan op die maan, en op haar hoof is 'n kroon met 12 sterre. En dan interessant, dit sê vir ons dat hierdie vrou is swanger. Inteendeel, sy is op die punt om te baar. En dan verskyn daar 'n vuurrooi draak op die toneel. 7 koppe, 10 horings, en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep, sê Openbaring vir ons. En interessant, hierdie draak staan voor hierdie vrou, en hy wag vir iets spesifieks. Omdat sy op die punt is om te baar, wag hy spesifiek vir haar kind. Hy wil hierdie kind vermorsel, leer die Bybel vir ons. Maar dit sê vir ons, en hierdie vrou het 'n manlike kind gebaar, en die kind is weggeruk na God in die hemel. Nou, voor ons verder gaan, moet ons eers vasstel wie hierdie vrou is. Want later in Openbaring 17 gaan ons nog 'n vrou teekom, wat net mooi die teenoorgestelde is van hierdie vrou, waarna ons in Openbaring 12 kyk. Die teenoorgestelde. Nou toevallig, wat stel 'n vrou in profesie voor? Ons het al redelik hierdie dinge deurgetrap, so wat stel 'n vrou in profesie voor? Nou, die Bybel leer vir ons 'n vrou simboliseer 'n kerk, nie waar nie? Onthou jy nog 2 Korintiërs 11 vers 2 wat sê, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan
Christus voor te stel. Nou die Bybel openbaar 'n rein vrou as die ware kerk. Met ander woorde, die simboliek van 'n vrou is die simboliek van 'n kerk. So 'n rein vrou simboliseer 'n ware kerk, God se suiwere ware kerk. 'n Onsedelike vrou natuurlik net, mooi die teenoorgestelde, met ander woorde 'n valse kerk. Nog steeds 'n kerk, maar net soos 'n onsedelike vrou nie die egte het nie, is hierdie 'n valse kerk wat nie volgens God se gebooie handel nie. Nou die Bybel simboliseer God se kerk as 'n deugdsame vrou, 'n rein vrou. Nou wit simboliseer reinheid, hierdie vrou is bekleed met wit, en hierdie is dus 'n rein vrou wat die rein kerk van God voorstel. Met ander woorde, daar's geen donkerheid nie, daar's geen onsuiverhede nie, sy staan op die woord van God. Nou die Bybel sê vir ons, sy is met die son bekleed. Nou die son is toevallig 'n simbool van lig. Waar kry ons lig vandaan? Die son, nie waar nie? Dis ook natuurlik die simbool van die evangelie lig in ons lewens, as ook natuurlik God se geregtigheid. Die kerk van God is geklee in sy geregtigheid, leer die Bybel vir ons, nie waar nie? Met ander woorde, as jy Jesus aanneem, beklee hy jou met sy kleed, sy wit kleed van geregtigheid. Nou interessant, dit sê vir ons dat die vrou staan bo op die maan, of die maan is onder haar voete. Nou ons weet, die maan weerkaats die lig van die son, nie waar nie? Is met my, ek bedoel die maan het nie sy eie lig nie, hy weerkaats slegs die lig van die son, nie waar nie? Nou dit is 'n verwysing na die Ou Testamentiese bedeling as 'n tipe of 'n voorafskadu van Jesus se geregtigheid. Jy weet die Ou Testament met sy seremoniële stelsels van offerhandes, die besnydenis, aardse heiligdomme en sy dienste en seremonies, was alles weerkaatsings van die ware lig, Jesus Christus, die ware paslam en hoëpriester. Met ander woorde, die offerstelsels het alles vooruitgewys na Jesus wat sou kom. Soos die maan het die offerstelsel Jesus se werk in die toekoms geweerkaats. So met ander woorde, dit verwys duidelik na die Ou Testament. Nou ook, die vrou het 'n kroon van 12 sterre op haar hoof. Nou sterre het ons gesien verteenwoordig die leiers van die kerk. Onthou jy ons tweede lesing van die 7 gemeentes, waar dit gesê het, die sterre is die leiers van God se kerk, of van die gemeentes. So met ander woorde, in die Ou Testament kry ons die 12 aartsvaders van die 12 stamme van Israel, wat die Ou Testament kerk verteenwoordig. As ook in die Nuwe Testament kry ons die 12 disippels, wat die Nuwe Testament kerk verteenwoordig, nie waar nie? Soos 12 in die Ou Testament, 12 in die Nuwe Testament, die leiers van die kerk. Nou, die vrou verteenwoordig dus God se ware kerk op aarde. Dis baie belangrik. Met ander woorde, hierdie vrou, die rein vrou, simboliseer God se ware kerk op hierdie aarde. Openbaring 12 vers 2 sê vir ons, en sy was swanger, en het uitgeroep in haar weë en barensnood. Nou, sy is op die punt om geboorte te gee. Nou interessant, ek onthou klompie jare terug, toe ek eerste keer hierdie seminar uitgewerk het, is ek besig met hierdie skyfie van hierdie vrou, en my seentjie, ek dink hy was op daai stadium so 6-7 jaar oud, kom staan by my, en hy sien hierdie prentjie, en hy sê, sjoe, dis 'n lelike vrou, dog myself, hy, sy lyk nogal vir my mooi, nie waar nie, en ek sê, nou, hoekom sê sy's lelik? Sy's vet, jy weet, ek sê, nee man, sy's nie vet nie, sy's swanger. O sy, en ek praat 'n bietjie met hom, en hy vra natuurlik, wat stel dit voor, en ek verduidelik vir hom, wat ek nou vir u vertel het, dat 'n vrou in die Bybel simboliseer 'n kerk. En ek vra toevallig vir hom, ek sê vir hom, nou as 'n vrou die kerk voorstel, watter babietjie het die kerk gehad? Watter babietjie het die kerk gehad? En hy kyk my so en hy sê, Jesus, heeltemal reg. Die kerk was swanger met die messiaanse boodskap. Jesus Christus, wat as ons verlosser as mens op hierdie aarde gebore sou word. Nie waar nie? Jesus, wat deur sy kerk, sy volk gebore sou word. Nou, wie is die draak? Wie is die draak? Openbaring 12 vers 9 sê, die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Sien dit? Ons hoef nie te raai nie, die Bybel gee vir ons self die antwoord. Die groot slang is die duiwel en die Satan, nie waar nie? Nou onthou,
Die draak of Satan gebruik altyd menslike magte om sy doel te bereik. Nie waar nie? Ek bedoel, hy gebruik altyd menslike magte. Net soos God ook van ons as sy kinders gebruik maak om sy evangelie te verkondig, so gebruik Satan ook aardse en menslike magte om sy werk, althans sy vuil werk te doen. Nou Openbaring 12 vers 3 sê vir ons, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. Nou koppe verwys na magte of koninkryke soos ons al reeds gesien het, wat Satan natuurlik gebruik om sy doel te bereik. Kom ons lees vers 9 en 10. Dit sê, hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge, waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings. 5 het geval en 1 is. Die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. So ons spring nou bietjie na Openbaring 17 toe, net om vir ons bietjie duidelikheid te gee oor hierdie draak met die 7 koppe. Nou koppe het ons gesien stel wat voor? Koninkryke, magte of konings, nie waar nie? Nou, dit praat dus hier van 7 koninkryke, waarvan 5 alreeds gekom en gegaan het. Die 6de koninkryk is tydens die klimaks van hierdie profesie in beheer. Met ander woorde, die huidige een, toe Johannes hierdie profesie geskryf het, was dit die koninkryk in beheer. En die 7de is nog in hierdie fase van die geskiedenis toekomstig. Met ander woorde, toe Johannes het nog geskryf het hy nog nie gekom nie. Nou, 7 koppe stel de 7 aardse koninkryke voor, wat op die aarde heerskappy gevoer het. Nou as ons na die geskiedenis gaan kyk, sien ons dat hierdie koninkryke wat Satan natuurlik gebruik het, die volgende was. 7 koninkryke in die geskiedenis wat Satan gebruik het om God se volk, of met ander woorde, die Messias lyn te probeer vernietig. Eerstens, Egipte, en onthou van Israel was in Egipte, as te ware in ballingskap, die Egiptenare onderdruk, wat hulle letterlik probeer vernietig het. Die tweede koninkryk wat hulle teëgestaan het, was Assirië, en dan die derde een was die wat ons nou ken, Babylon, Medium-Persië, Griekeland, en heidense Rome, die bene van yster, die Romeinse ryk, en dan natuurlik die pauslike Rome, of die anti-christmag wat ons al reeds na gekyk het. Nou die draak het natuurlik hierdie magte gebruik, en deur hulle gewerk, om Christus, sy kerk en sy volgelinge te staan, te onderdruk en te probeer om hulle te vernietig. Hulle letterlik af te vee van hierdie wêreld af, en Jesus deur die lyn dood te maak. Nou, hierdie paar versies in Openbaring 12, speel dus af, tydens die 6de kop van die dier, naamlik die heidense Romeinse ryk, of die bene van yster, die harde koninkryk van Rome. In Openbaring 17 vers 10 sê vir ons, en hulle is 7 konings. 5 het geval en 1 is. Die ander een het nog nie gekom nie. Nou, hoe kan ons weet dat hierdie gedeelte van Openbaring 12 afspeel tydens die 6de kop? Met ander woorde, tydens die koninkryk of die heerskappy van die Romeinse ryk, die heidense Romeinse ryk. Weer eens, daar is interessante dinge wat ons dit vir ons leer. Byvoorbeeld, die draak het 10 horings gehad, soos die 4de dier van Daniël 7. Onthou Daniël 7 met die 4de dier, met die 4 rooi draak met die 10 horings op sy kop, wat die Romeinse ryk voorspel het nie, Romeinse ryk tentoongestel het as te ware, wat verbrokkel het in 10 koninkryke. In 10 koninkryke, nie waar nie? Nou, tydens die regering van keiser Augustus, het Rome, want die Romeine was in beheer, Josef en Maria na Bethlehem laat kom om ingeskryf te word. Nie waar nie? Ek bedoel, dit was juis op 'n bevel van die keiser gewees. Nou, Jesus is tydens die bewind van die Romeinse regering gebore. Nou Satan het direk deur die Herodes van Rome probeer om Jesus as baba dood te maak. Nie waar nie? Satan het direk deur die keiser gewerk om juis Jesus te probeer doodmaak. Nou Jesus was deur Rome onder Pontius Pilatus gekruisig, nie waar nie? En Jesus se graf is deur Romeinse soldate verseël en bewerk. Nou ons sien dus dat die duiwel deur die Romeinse ryk gewerk het om Jesus, die manlike kind, te vervolg. As te ware probeer doodmaak. Nie waar nie? Presies probeer doodmaak. Nou waarom
sou die duiwel so 'n bittere gees teen die kind van Bethlehem aan die dag lê? Hoekom het Satan so 'n hengse probleem met Jesus as die kind gehad? Kom ons lees dit, Openbaring 12 vers 7 tot 9 sê, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele saam met hom neergewerp. Nou Openbaring vertel ons van 'n oorlog wat in die hemel plaasgevind het. 'n Oorlog tussen God en sy engele en die draak, Satan en sy engele wat natuurlik in opstand gekom het teen God. Nou wat was die oorsaak dat daar oorlog in die hemel ontstaan het? Hoekom het daar oorlog in die hemel ontstaan? Ons kry baie interessante vergelyking in Jesegiel 28 vers 14 en 15 en 'n bietjie verder ook, wat ons vertel, dit is eintlik 'n profesie oor Tyrus. Maar interessant, dit kan direk ook toegepas word op Satan. Dit beskryf hom eintlik in 'n baie mooi terme. Kom ons lees dit. Dit sê: "Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskit. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is." En dan sê vers 17 van Jesegiel 28, "Hoogmoedig het jy in jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. En hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies?" En dan sê hoofstuk 14 vers 12 tot 14, "En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim op die hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die Allerhoogste." Baie interessant. Satan wou hom gelyk stel met God. Jy weet, interessant. Ek wil graag beter wees as Arnold Schwarzenegger. Nie waar nie, groter, sterker, beter wees as hy. Maar interessant, Satan wou nie beter wees as God nie. Jy het dit agtergekom. Hy wil hom gelyk stel met God. Hoekom? Hoekom nie bo God nie? Dis baie interessant. God is die toppunt, die volheid, die absolute. Jy kan nie beter as God gekry nie. En daarom wou Satan net soos God wees. Hy wou hom gelyk stel met God, want beter kan jy nie kry nie. Nou jy weet, interessant, God het nie die duiwel gemaak nie. Baie mense glo, God is verantwoordelik, hy het die duiwel gemaak. Nee, God het 'n volmaakte engel in volmaakte skoonheid gemaak, leer die Bybel vir ons. Maar hierdie engel het hoogmoedig geword en gekies om 'n duiwel te word. Natuurlik die gevolg, Openbaring 12 vers 7 tot 9 sê, "En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp." Met ander woorde, oorlog in die hemel en God en sy engele verdryf Satan en sy engele uit die hemel uit en hulle word letterlik uit die hemel uitgegooi en neergewerp op hierdie aarde. Nou, hoeveel engele het Satan verlei en saam met geneem met sy val? Hoeveel engele het Satan saam met hom gevat? Openbaring 12 vers 4 sê, "En sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi." So hoeveel engele het hy saamgevat? 'n derde, nie waar nie? So hoeveel bly oor? 2/3. En dis eintlik baie interessant. Satan is outnumbered 2-1, sê hulle in Engels, nie waar nie? Met ander woorde, vir elke valse bose engel wat geval het, het 2 in reinheid en volmaaktheid oorgebly. So met ander woorde, maak nie saak hoe magtig Satan is nie, hy's altyd in die minderheid, 2-1, want vir elke bose engel het 2 gestaan. Nou Satan het letterlik 1/3 van God se engele saam met hom geneem, leer die Bybel vir ons. Nou wat het die draak
nou probeer doen. Wat het hy nou probeer doen? Openbaring 12 vers 4 sê, en die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar, sodat haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. So met ander woorde, hy wou die kind Jesus doodmaak. Het hy geslaag in sy doel? Openbaring 12 vers 5 sê, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n yster scepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Toevallig het sê, al die nasies met 'n yster scepter sou regeer. Nou, yster was as onbuigbaar beskou. Met ander woorde, dit sê eintlik dat Jesus sou regeer in reg en geregtigheid. Sy koninkryk sou nie buig nie. En dit sê vir ons, hierdie kind Jesus is weggeruk na God en sy troon. So het hy geslaag? Nee. Satan het deur wêreldse magte probeer om God se volk te vernietig, waardeur die Messias as redder van hierdie wêreld sou kom. Jy het gesien van Abraham, Egipte, al daai dele waar God se volk gekom het Satan probeer om hulle te vernietig, maar het nie reg gekry nie. Hy het Jesus toe as baba probeer doodmaak deur Herodes eerstens. Hy het Jesus versoek en van stryd probeer bring tydens die versoeking in die woestyn, en hy het Jesus letterlik gekruisig en doodgemaak. En hy het gedink hy het Jesus oorwin, maar Jesus het opgestaan en opgevaar na die hemel toe. So het hy oorwin? Nee. So Satan is 2 keer alreeds neergewerk, leer die Bybel vir ons. 2 keer. Eerstens met sy opstand in die hemel, waar hy natuurlik uit die hemel uitgegooi is, en tweedens by Jesus se kruisdood en opstanding. By Jesus se kruisdood en opstanding het hy weer eens 'n nederlaag gelei. En na die wederkoms en in die millennium sal hy sy finale slag ontvang, leer die Bybel vir ons. Onthou nog 'n studie van die millennium, wanneer die duiwel sy finale oordeel sal ontvang. Nou Satan is nou desperaat. Hy is nou desperaat. Hy het die stryd verloor, hy is die hemel uitgegooi, hy het Jesus stryd verloor, maar wat maak hy nou? Wat maak hy nou? Nou, hy gee nie moed op nie. Openbaring 12 vers 13 sê, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou, die kerk natuurlik, vervolg wat die seentjie gebaar het. Nou Satan het stryd verloor teen Jesus, en nou uit desperaatheid spits hy hom toe op die vrou. Met ander woorde, hy spits hom toe op die kerk, God se kerk, God se rein kerk. Vers 6 sê, en die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Klink bekend nie waar nie? En vers 14 sê, maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy die gesig van die slang onderhou word 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Onthou jy nog hierdie konnotasie? Weet, net om seker te maak dat ons nie verdwaal nie. Weet, dat ons nie verdwaal nie, gee Openbaring vir ons 2 sleutels, sodat ons presies kan weet waar ons nou is. Sodat ons presies kan weet waar ons inpas, net om seker te maak, ons raak nie verdwaal nie. Openbaring 12 vers 6 sê, 1260 dae, en Openbaring 12 vers 14 sê, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, wat ons geleer het presies dieselfde is, nie waar nie? En ons het gesien, dit is die tyd van die donker eeue, waar die pausdom totale beheer en gesag uitgeoefen het. Tydens donker eeue waar die kerk al die mag gehad het. Nou ons het gesien, dit het begin in die jaar 538 na Christus, dus toe die Oosgote, die laaste mag wat die pausdom teëgestaan het, verslaan is, en hulle het geregeer vir 1260 jaar, wat ons bring tot die jaar 1798, waar sy mag totaal verbreek is, of althans grootliks verbreek is. Nou, miljoene Christene wat vasgehou het aan God se woord, is tydens die donker eeue deur die Katolieke kerk vervolg en doodgemaak, omdat hulle nie haar valse sisteem van aanbidding wou aanvaar nie. Enige iemand wat in die donker eeue die kerk teëgegaan het, is as 'n ketter beskou, verbrand en doodgemaak, want hulle was die enigste kerk, maar ongelukkig nie meer 'n suiwere kerk nie. En in die donkerste tydperk van die middeleeue, het dit geskyn of Satan dit reg gekry het, om God se kerk totaal te vernietig. Ek bedoel, die pausdom was totaal in beheer van die wêreld as te ware gewees, en wat hulle gesê het gegaan, en dit lyk of Satan die oorhand gekry het. Maar hoe het God in hierdie tye sy kerk beskerm en bewaar?
Hoe het God sy kerk beskerm? Openbaring 12 vers 6 sê, en die vrou, dielik God sy kerk, het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En vers 14 sê, maar die vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy die gesig van die slang onderhou word, 'n tye en 'n halwe tyd. Nou interessant, die Bybel sê vir ons, dat die 2 vlerke van 'n arend is aan die vrou gegee, sodat sy kon vlug na die woestyn. Met ander woorde, die kerk kon vlug na die woestyn, weg van vervolging af. Nou, woestyn ken ons as hierdie wildernis woestynvlakte deel, maar in Bybel se terme is dit eintlik 'n plek van afsondering. 'n plek waar daar nie mense is nie. 'n plek waar afsondering is, nie letterlik geen lewe nie, maar afsondering. En dit is interessant dat in hierdie tyd, leer die geskiedenis vir ons van die donker eeue, het veral die Waldensiërs in hierdie onherbergsame plekke in die Alpe 'n veilige vesting gekry, waar hulle kon ontvlug van die Rooms-Katolieke Kerk se vervolgings af. As jy kan kyk na die Alpe self, dis 'n baie onherbergsame plek, selfs vandag nog is daar nie baie mense daar nie, as gevolg van die omgewing. En dit is juist waar die aarde die vrou te hulp kom, die kerk te hulp kom en sy kan wegkruip van vervolging. Nou iets interessant is van hulle oorspronklike huisies van die Waldensiërs wat Christus in waarheid aanbid het. Interessant, dis nog vandag is dit monumente daar en jy kan dit self gaan sien as jy na daai deel van die wêreld toe gaan. En interessant, jy kan sien dit is so gebou dat hulle duidelik kon uitsien wanneer die Rooms-Katolieke Kerk se weermag, die Inkwisisie gekom het om hulle te kom doodmaak en te kom vang, sodat hulle betyds kon vlug. Hulle kon van ver af sien. En interessant is, in een van hierdie huisies ingaan, dan kry jy hierdie monument. Dit is baie interessant. Dit is 'n soliede kliptafel wat gebou is, jy kan sien alles is klip, en op hierdie tafel het hulle werklik die Bybel met die hand oorgeskryf en versprei. Met ander woorde, God se woord het nog altyd behoue gebly ten spyte dat die kerk dit probeer vernietig het, dit probeer uit die mense se hande wegneem het. En hier het hulle letterlik die Bybel oorgeskryf met die hand en so het die evangelie lig van God se kerk behoue gebly. Nou interessant, vers 15 en 16 sê, en die slang, die duiwel, het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom. En die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. So met ander woorde, water het ons gesien stel volke, menigte, nasies en tale voor. En interessant dat terwyl die Katolieke Kerk sy menigte, nasies en volke en regerings gebruik het om die protestante en die hervormers wat nie volgens die Katolieke Kerk is nie te probeer doodmaak, het die aarde die kerk tot hulp gekom. Nou, toevallig die Spaanse Inkwisisie het letterlik duisende Christene vermoor wat nie Katolieke Kerk aanvaar het nie. Letterlik duisende Christene het hulle lewens verloor. En interessant, ek wil vir hierdie skyfie ingooi, hierdie is toevallig interessant net om te bewys van wat die Katolieke Kerk werklik gedoen het. As jy kyk, hier is 'n medalje van, en as jy bietjie onderlees, dis Pope Gregory the 13th memorized the dread of St. Bartholomew's massacre of 1572. Sien jy tydens die donker eeue? With a representation of on the reverse side of the medal of the slaughter of the Huguenots. The Huguenots is die Franse Hugenote. To commemorate the slaying of 50,000 of those French Protestants. Baie interessant. Die kerk het soveel beheer gehad. Hulle het gedink hulle doen die regte ding. En tydens 1572 op een nag gaan die Katolieke Kerk en hulle reël hierdie Sint Bartholomew's slagting. En een nag lui die kerkklok as die teken en die weermag is reg, die Spaanse Inkwisisie is reg en hulle gaan die stad binne hier in Frankryk en in daai nag maak hulle 50,000 Franse Hugenote met aan Franse protestante dood. En hulle beskou dit as so groot oorwinning dat hulle selfs 'n medalje wat toevallig vandag nog gesien kan word, giet om dit te herdenk, om te sê, joh, ons het die Hugenote uitgemoor, ons het hulle doodgemaak. Hierdie Paus Gregory die 13de, sy gesig voor en agter is dit hierdie medalje is waar hulle die Bartholomew's slagting herdenk. Dit is eintlik verskriklik.
Dit is verskriklik, dat hulle in trots in harte sê, ons het 50.000 van hulle op een slag uitgewis en doodgemaak. Nou die aarde het werklik die kerk te hulp gekom in hierdie donker tye, deurdat dit die kerk skuiling gebied het en weggesteek het in die onherbergsame gebiede waarin God se kinders gevlug het om die pausdom se mag te ontvlug. Tydens die Alpe, maar ook nie net in die Alpe nie, die ander wêrelddele het hulle ook skuiling gekry soos wat die aarde hulle hulp gebied het. Toevallig op 1620 land die Mayflower in Amerika aan en wie was op die skip? Dit was protestante wat gevlug het vir die vervolging deur die Rooms-Katolieke Kerk, wat natuurlik by Amerika aankom om 'n veilige hawe te begin en 'n godsdienstvrye land op te bou waar hulle God in vryheid kon aanbid. Maar is toevallig nie net in Amerika wat hulle heen gevlug het nie, toevallig in Suid-Afrika is nog 'n land wat as te ware die room van die gelowiges afgeskep het wat gevlug het. Nou die Franse Hugenote monument in Franshoek is interessant want baie van die Franse het as gevolg van vervolging ook na Suid-Afrika gevlug en hier in Suid-Afrika 'n vrye heenkome gevind weg van die Katolieke vervolging af. Nou interessant as u na die Franse Hugenote monument kyk, wat's u nie? Dis 'n vrou en wat is daar onder haar voete? Eintlik dieselfde beeld as Openbaring 12, nie waar nie? Juis omdat hulle gevlug het vir hulle geloof en Suid-Afrika aangekom het, as gevolg van vervolging deur die Rooms-Katolieke Kerk. Nou vers 17 sê, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Met ander woorde, die Satan kon nie God se kerk vernietig het nie, en wat doen hy nou? Nou gaan hy weg en hy voer oorlog teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Weereens, die duiwel is kwaad, want hy kon nie oorwin nie. God se kerk word beskerm, die aarde beskerm dit, en hy kry nie sy doel bereik nie. Nou die Bybel waarsku ons, dat hy nog steeds voortgaan, en sal probeer om die vrou se ander nakomelinge te vernietig. God se kerk se nakomelinge te vernietig. Nou wie is haar ander nakomelinge? Nou nakomelinge kan ook vertaal word as oorblyfsel, dieselfde woord, oorblyfsel, of soos die Engels dit vertaal, with the remnant of her seed. Nou, diegene wat al redelik bietjie naaldwerk doen en alles weet wat is 'n remnant lappie, nie waar nie? Ek ken 'n remnant lappie. Dit is daai oorskiet lappie wat van die oorspronklike rol afgekom het of oorgebly het. Nou as jy 'n remnant lappie het, dan lyk hy presies soos die oorspronklike, nie waar nie? Dit is presies oorspronklik. Dis daai lappie wat jy weer na hulle toe neem en sê, hoorie, ek soek presies so stukkie. Presies dit wat ek soek. Daai remnant. Met ander woorde, dis 'n oorblyfsel. Nou hierdie remnant waarteen Satan nou in die laaste tyd vertroon is, lyk met ander woorde nog net soos die oorspronklike kerk in die donker eeue. Met ander woorde, die kerk vandag sal stel om net so te lyk soos die kerk in die donker eeue. Met ander woorde, hulle het nie afgewyk van God se woord of van sy gebooie nie. Baie belangrik, sy woord en sy gebooie nie. Inteendeel, Openbaring 12 vers 17 sê vir ons, dit is hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Net soos die kerk in die donker eeue. So Jesus hou nog altyd sy kerk in sy hande vas en hy sal nie toelaat dat dit ten gronde gaan nie. Maar deur al die eeue het hy nog 'n oorblyfsel bewaar wat sy volmaakte lig en waarheid moet uitstraal na 'n donker wêreld wat in Satan se verleidings vasgevang is. Met ander woorde, God het nog altyd sy kerk bewaar ten spyte van wat Satan doen, sodat hulle sy lig kan weerkaats. Nou toevallig, waar pas ons in? Waar pas u en ek in? Waar pas ons in? Nou ons het nodig om die skrif te ondersoek, sodat die kerk waarin ons behoort, die suiwere kerk sal wees, dat dit ten alle koste, let wel ten alle koste, die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Dis baie, baie belangrik. Jy weet, en as daar iets is in ons kerk, of wat ons kerk leer, wat nie 100%, ek wil 100% in lyn met die Bybel is nie, dat ons dit sal uitgooi en regmaak
in ons lewens. Nie waar nie? Dat ons dit sal weggooi. Haar anoname komelinge, Openbaring 14 vers 12 sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Weereens die klem, die gebooie van God, en dan was hy 10 gebooie, en die getuienis of die geloof in Jesus, dit wat Jesus ons geleer het. Nou as ons kyk na die kenmerke van die vroeë kerk, met ander woorde, die kerk in die donker eeue, God se suiwere kerk, die rein vrou, dan sien ons, hulle is gekenmerk deur 2 dinge. Eerstens, die verkondiging van God se gebooie. Hulle het God se gebooie onderhou en dit verkondig. En tweedens, hulle het die geloof in Jesus bewaar en dit ook verkondig. Dit was God se oorspronklike kerk. So kenmerke van die vroeë kerk. So wat sal die kenmerke van die oorblyfsel kerk wees van vandag? Presies dieselfde, nie waar nie? Ons is dan die renne, die oorblyf. Jy moet presies dieselfde wees. Met ander woorde, ons sal nog steeds God se gebooie onderhou en verkondig, en ons sal nog steeds vashou aan die geloof in Jesus en sy leer in ons lewens verkondig, nie waar nie? Ek bedoel, jy kan nie nou 'n ander boodskap verkondig as jy die oorblyfsel is nie, want jy lyk presies dieselfde as die vorige een, nie waar nie? Want jy weet, Markus 7 vers 7 sê vir ons hierdie baie belangrike versie, dit sê, maar te vergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Met ander woorde, God sê hy, te vergeefs vereer julle my as julle mense dinge leer wat mense sê, menslike tradisies. Jy weet, my oupa se oupa en oupa het almal dit so gemaak, so ons volg dit ook maar so. As dit 'n gebod van mense is, as dit nie is wat die Bybel vir ons sê nie, dan sê God, te vergeefs. Te vergeefs vereer julle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Jy weet, aan die einde van tyd gaan Satan se aanslag teen hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou wees. Sy aanslag gaan teen God se uitverkore kerk wees wat sy gebooie bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. A Short History of the Early Church, deur Harry Boer sê, the multiplications of holy days, the venerations of saints, martyrs and relics, and the value attached to pilgrimages and holy places often pushed truly spiritual concerns into the background. Want dis wat gebeur het. Al hierdie beelde en dinge wat die Katolieke Kerk ingebring het so deel geword van die godsdienst dat dit Jesus begin wegskuif het. Dit sê vir ons hierso in Volker Jansen's History of the Christian Church, bladsy 286, In dealing with the church, his object was gradually to transfer to Christianity from heathenism all that had hitherto made it attractive in the eyes of the people. Dit wat dit maklik sou maak vir die heidene om die kerk binne te kom en te aanvaar het, hulle gevat en deel van die kerk gemaak, sodat die mense makliker in die kerk kon inkom. Maar hulle het 'n kompromie aangegaan. Is dit wat God doen? Is dit wat God van sy kerk verwag? Is dit nie die klein honingkie se mag wat werklik God teestaan en sy gebooie afbreek nie? Onthou jy nog hierdie een uit die Rooms-Katolieke Kerk se katekisasieboek, die 1957 uitgawe, dis letterlik daar uitgeneem. En in hierdie katekisasieboek van die Katolieke Kerk vra hulle die vraag: watter dag is die Sabbatdag? Antwoord: Saterdag is die Sabbatdag. Vraag: waarom vier ons Sondag pleks van Saterdag as Sabbatdag? En dan die antwoord, let wel, is hulle eie woorde. Ons hou Sondag pleks van Saterdag, omdat die Katolieke Kerk die plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgedra het. Van Sabbat na Sondag oorgedra het. So met ander woorde, wat sê hulle letterlik? Ons het Sabbat, God se Sabbat verander en dit na Sondag oorgedra. Dis toevallig die Katolieke se eie katekisasieboek wat hulle eie kinders leer. Openbaring 13 vers 3 sê vir ons, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Het jy nog die antichrist die? En die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier, die antichrist, aangegaan. En die vraag is, gaan u saam met die wêreld agter die dier aanloop? Of gaan u kies om God se gebooie ten volle in jou lewe te gehoorsaam, al beteken dit vyandskap in die wêreld. Al beteken dit vyandskap in die wêreld. Nie waar nie? Jy weet, ons lewe werklik in hierdie tye, waar ons sien, waar God se kerk al meer en meer uitgedun word, waar Satan al meer probeer om God se kerk te vernietig en van stryk te probeer bring. En daarom het ons nodig
om werklik in Jesus se hande te wees, om sy gebooie te gehoorsaam, om sy getuienis te onderhou in ons lewens en te staan op die Bybel as God se woord en fondasie in ons lewens. Dit is so belangrik. Met ander woorde, dit leer vir ons dat God het nog altyd sy kerk bewaar, ten spyte van wat die Satan gedoen het. En hy sal nog altyd sy kerk in sy hande vashou, solank u vashou aan dit wat God se woord u leer. Solank u vashou aan Jesus se getuienis en aan sy gebooie. En dit is so, maar so belangrik. Nie waar nie? Kom ons sluit die oë. Onse wonderlike Here Jesus, baie dankie dat u 'n wonderlike getroue God is. Dankie Jesus dat ons na hierdie profesie kon kyk van Openbaring 12 en kon besef het lank voor die tyd wat Satan alles gaan probeer om u dood te maak. Eers het hy Israel probeer vernietig as die uitverkore volk waar u as die Messias gebore sou word. En u het gekom en u is gebore en tog het u oorwin en teruggevaar na u Vader toe. En nog steeds is Satan desperaat besig om ons te probeer vernietig. En Jesus, vandag weet ons sy aanslag is direk op God se kerk. Met ander woorde sy kinders wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En Here Jesus, mag u ons help om te staan op u woord, om aan u gebooie en in die getuienis wat u vir ons gelewer het, Jesus, vas te hou met alles wat ons is, want alleenlik dan kan ons weet dat u ons veilig sal bewaar vir die ewigheid. Ons bid dit in ons Jesus se wonderlike naam. Amen. God is an awesome God, He